Gemeente van Jesus Christus, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus die Here, die oorwinnaar. Die vraag wat 'n mens baie keer vir jouself vra is, hoe moet ons as gelowiges in hierdie wêreld leef soos wat die Here wil hê ons moet leef? En hy het natuurlik vir ons rigting kom gee. Die skepper van hierdie wêreld het toe hy die 10 gebooie gegee het, vir ons gesê, vir sy kinders gesê, vir sy volk destyds gesê, hier is die lewensreëls wat julle moet volg. En as julle volgens hierdie reëls leef, dan sal dit met julle goed gaan en dit sal met die wêreld goed gaan. Die vraag is, hoe raak dit ons as gelowiges? Want baie mense sê, maar die 10 gebooie is 'n klomp stokou goed wat uit 'n ander tyd dateer, wat nie betekenis het in ons wêreld nie. Wel, iemand het dit gaan omskryf, en ek wil dit vanoggend vir julle lees. Hy sê, omdat Jesus Christus die wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in hom aan ons 10 beloftes. Ek beloof jou, sê die Here, as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste en die ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart is, beloof ek jou dat jy geen gesneede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy self is my beelddraer. As jy my liefhet, sê Jesus, beloof ek jou dat jy my naam nooit as 'n vloekwoord oor jou lippe sal neem nie, maar steeds in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. As ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van jou week sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan. Nie 'n dag om teen op te sien nie, maar 'n dag om na uit te sien. As ek in jou lewe is, beloof ek vir jou dat vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien, wat hulle vir jou uitgekies en geleen het. Ek beloof dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê doodmaak. Ek beloof dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in julle huwelik, en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande hou, bewaar en vashou. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van 'n ander te neem nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee, maar neem nooit nie. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat en te skinder nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees van jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander niks slegs sal sê nie. Ek beloof dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat hy dit nodig vind, en as hy gee hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. Vriende, miskien is dit hoe jy en ek in hierdie lewe moet koers hou. Miskien is dit hoe ons moet koers hou. Wil jy nie net daar waar jy sit vir 'n oomblik vir die Here vra om jou daarmee te help nie? Sodat jy hierdie riglyne wat hy vir ons gegee het, in jou eie lewe sal kan toepas en sal kan uitleef. 'n Paar oomblikke van stil gebed en dan gaan ons geloof bely. Ek wil jou nooi om jou geloof nou hardop saam met my te bely. En as ons dit vanoggend doen, dan is dit 'n verbintenis wat ons hardop voor die Here en aan mekaar doen om te sê, ons wil graag so leef, soos wat die Here wil hê ons moet leef. Kom ons staan, dan doen ons hardop saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek maar weer sit. Voordat ons Bybels oopmaak, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat dit stil kan wees. Dat daar nie bomme rondom ons ontplof en vegvliegtuie oor ons vlieg en ons wonder wat ons vanmiddag gaan eet en waar ons vanaand gaan wees nie. Dis genade. En ons verdien niks daarvan nie. Maar ons eer en ons aanbid U daarvoor. Dankie dat ons hierheen kon kom sonder om bang te wees. Dat ons die Bybel kan lees sonder om bang te wees. Maar dat ons in hierdie oomblikke kan opkyk na U en vir U kan vra dat U deur U woord en deur U Gees vanoggend met elkeen van ons sal praat. Ons aanbid U as die heilige God. Ons maak ons Bybels vanoggend oop by Romeine 6. Romeine 6, ons tema, vrygemaak om te leef. Vrygemaak om te leef, en dan is die leef met hoofletters gespel. In die nuwe vertaling, die 2020 vertaling, op bladsy 181, hier in my Bybel, Romeine 6, ons lees vers 1 tot 23. Die opskrif van die gedeelte, dood vir die sonde en lewend vir God. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God, en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat julle nie vir julleself, besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank
dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van sonde, het julle slawe van geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek in menslike terme, want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid, om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar, nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Ons lees net tot daar. Paulus op sy beste, wanneer hy redeneer oor die lewe en die dood. Môre is dit Vryheidsdag. Môre is dit Vryheidsdag. 27 April. Onthou jy nog 27 April 1994? Onthou jy waar jy was? Dink vir 'n oomblik 'n bietjie, waar was jy op 27 April 1994? Hoe het jy dit ervaar? Wat het jy beleef? Want dis mos wat ons môre herdenk, nie waar nie? Die eerste demokratiese verkiesing in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ek was 'n jong dominee in Garsfontein. In die kerkgebou was 'n stemlokaal. En ek het die oggend van 27 April vroeg hier by 5:00 kerk toe gery om te gaan kyk of alles reg is. Toe ek daar kom, toe het mense reeds in lang rye gestaan, om die hoek, om die blok, om te stem. Ek onthou hoe ons as jeugbediening koeldrank en water en pannekoek en worselrolletjies verkoop het aan die ouens wat in die ry staan. Dit het lekker baie geld gemaak. Maar wat ek die meeste onthou, is die opgewondenheid, die welwillendheid, die gees van versoening. En so is die reënboognasie mos gebore. Wat min mense weet, is dat dit amper nie gebeur het nie. Generaal Constant Viljoen was destyds gereed om met 'n mag van 50.000 man op 27 April die verkiesing te ontwrig. Die kerk en gelowiges het gebid vir maande aaneen voor die verkiesing. En gelukkig is sy hele plan op 23 April, die Saterdag voor die Woensdag 27 April gestaak. Ek onthou hoe hy vir my gesê het, ek het my vinger op die sneller gehad. En toe gebeur 27 April 1994 en ons word vry. Of nie. Vir baie mense is die reënboognasie daardie dag gebore. 'n Reënboog wat intussen vervaag het. Dalk vanoggend vir jou ook. Maar weet jy wat? Dit maak nie saak waar jy was en hoe jy daaroor dink nie. Dit maak nie saak hoe jy vanoggend oor 27 April en oor Vryheidsdag en oor die nuwe Suid-Afrika en die reënboognasie voel en dink nie. Want vir ons as gelowiges, behoort elke dag Vryheidsdag te wees. Elke dag. Want ons is vrygemaak. Nie deur 'n verkiesing nie. Nie deur 'n politieke party nie. Maar deur die bloed van Jesus Christus. Ons is as gelowiges vrygemaak om met vryheid en hoofletters te leef. En dis waaroor Paulus hier in Romeine 6 skryf. Hy gebruik die voorbeeld van slawerny
'n voorbeeld wat aan die mense van destyds baie goed bekend was. Oral in die samelewing was daar slawe. Dit was deel van die alledaagse lewe. Slawe was die eiendom van hulle eienaars. Wat met 'n slaaf gebeur het, die lot van 'n slaaf, is deur die eienaar bepaal. Slawe het geen regte gehad nie, want hulle was die besittings van hulle eienaars. Eienaars het oor die lewens van die slawe geheers. Hulle kon enigiets met 'n slaaf doen. Hulle kon 'n slaaf laat gesel. Hulle kon 'n slaaf verkoop. Hulle kon 'n slaaf vrylaat. En in die uiterste gevalle kon hulle 'n slaaf laat doodmaak. Vrygelaat net om een rede: lojaliteit en gehoorsaamheid. En nou gebruik Paulus hierdie beeld en hy sê gelowiges is so slawe. Romeine 6 vers 6 tot 7. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van sonde. En dan gaan hy voort in vers 20, want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Vasgevang in jou sondige natuur, soos wat 'n slaaf vasgevang was in die wil van sy eienaar. Vasgevang in die mag van sonde, dis waar mense hulle self bevind. Eintlik sê Paulus hier, ons is die eiendom van die sonde. Die sonde heers oor mense. Die sonde neem mense in besit. Mense is in diens van die sonde. Sonde bepaal die gedrag van mense. En as jy vandag rondom jou kyk, dan staan ons genoeg voorbeelde daarvan in die wêreld waarin ons leef. 'n Mensdom wat vasgevang is in die mag van sonde. Hebsug, selfsug, gierigheid, mag. Dis mos hoe dit in die wêreld rondom ons uitspeel. Ons leef in 'n land wat sy morele kompas verloor het, waarin die lewe van 'n mens niks werd is nie. Waar elkeen maar doen wat hy wil. En as jy my nie glo nie, klim in jou motor en ry op 'n goeie dag in Linwoodweg op en af. En kyk hoe gehoorsaam mense die padrails. Klein goedjies, wat tekens is van hoe die mense leef. Ek besluit wat ek wil, wat reg is. En dit gaan nie hier oor klein sondetjies of groot sondes of verkeerde dade nie. Dit gaan oor 'n mensdom wat vasgevang is in die mag van sonde. En wat ons ingesteldheid bepaal. En toe kyk die Vader na die mensdom. En toe gebeur daar 'n wonderwerk. Want hy stuur sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld om die mens te red. Om mense te bevry uit die mag van sonde. Om mense te kom vrymaak. En dis wat Paulus hier skryf. Hy sê, op grond van die mense se verbondenheid, op grond van gelowiges se verbondenheid aan Christus, word hulle vrygemaak. Vrygemaak van die mag van sonde. Hoor wat skryf hy in Romeine 6 vers 4. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ons so ook 'n nuwe lewe kan lei. Die mensdom, mense soos jy en ek, wat in Jesus Christus glo, bind hulle vas aan 'n nuwe eienaar. En hierdie nuwe eienaar sê vir jou vanoggend, sê vir mense vanoggend, jy is vry.
Jy is vry van die mag van sonde. Jy kan gaan leef met hoofletters. Romeine 6 vers 17 tot 18. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos ons dit deur geregtigdhede aan julle oorgelewer het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Romeine 6 vers 20. Toe julle slawe van sonde was julle nie in diens van God nie. Vers 22. Maar nou, julle is vrygemaak van sonde en in die diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Hoor jy mooi? Dis mos ook van ons waar, nie waar nie. Ons wat bely dat ons in Jesus Christus glo. Jy het dit mos net nou gedoen. Jy het mos met jou mond hardop gesê, hoorbaar gesê, ek glo in Jesus Christus. En daarmee het jy bely dat jy 'n nuwe eienaar het. Dat jy vasgebind is aan die verlossingswerk van Jesus Christus en aan Jesus Christus self. En dat hy jou kom vrymaak het. Daarmee het jy gesê dat ons nuut gemaak is, dat jy nuut gemaak is, omdat jy in Jesus Christus glo. En Jesus Christus daag jou uit, sê Paulus, om nuut te leef. Om nuut te leef. Ek wil 'n voorbeeld gebruik vanoggend wat jy waarskynlik baie goed ken. En dis die voorbeeld van 'n wurm en 'n vlinder. As mens alles dit wat Paulus hier in Romeine 6 skryf wil reduseer tot 'n basiese waarheid, dan kom sê hy vir jou en vir my, voorheen was ons soos wurms, wat net een doel gehad het, en dis om te eet, sodat ons papies kan word. Wurms wat rondkruip, wurms wat nie noodwendig baie mooi is nie, sodat wat kan gebeur? Sodat jy in 'n kokon kan kom, en getransformeer kan word tot iets anders, tot 'n skoenlapper of 'n vlinder, wat sy vlerke kan sprei, wat mooi is, en wat kan vlieg, en wat stuifmeel van een plant na 'n ander plant dra, en wat so lewe versprei, en lewe bring, oral waar dit gaan. Dis wat geloof in Jesus Christus in die lewe van 'n mens doen. Dit verander 'n mens van 'n wurm na 'n vlinder. En as jy vanoggend jou geloof bely het, en jy regtig bedoel het wat jy sê, dan kan jy vanoggend hier sit en jy kan weet, ek is getransformeer. Ek is verander. Ek is nie meer 'n wurm nie. Ek is 'n vlinder wat my vlerke kan sprei en wat kan vlieg. Galasiërs 5 vers 1 skryf selfde Paulus, hy sê Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Nie deur 'n verkiesing nie. Nie deur 'n politieke party nie. Christus. Die bloed van Jesus aan die kruis het jou bevry, sodat jy werklik vry kan wees. En as dit waar is, vriende, dan word ons opgeroep tot 'n lewe van nuwe dade. Die een fout wat ons kan maak is om te sê, dis wonderlik dat ek vry is, dis wonderlik dat die Here my kom bevry het, dis wonderlik dat die mag van die sonde nie meer oor my heers nie, maar nou kan ek leef soos wat ek wil. En dis gewoon nie waar nie. Nuutgemaakte mense, bevryde mense, leef nuwe dade. Leef anders as die ander. Doen ander goed as die ander wat nog onder die mag van die sonde is.
Mense wat lewe ontvang het, gaan leef in die teenwoordigheid van die ander, maar op 'n nuwe manier. En as jy vanoggend vir 'n oomblik daaroor dink, dan weet jy mos hoe moeilik dit is. Jy en ek, as nuutgemaakte mense, word geroep om daar buite, tussen die ander wat nog nie nuutgemaak is nie, te gaan leef as nuwe mense. En dan kom Paulus in Galasiërs 5 en hy sê, wees versigtig, staan vas in die vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie, want hy weet hoe maklik dit is om terug te gly na daardie wêreld. Martin Luther het dit baie mooi gesê, hy sê, goeie dade maak nie van jou 'n goeie mens nie, maar goeie mense doen goeie dade. Goeie mense doen goeie dade. Dit beteken nie dat jy en ek sonder fout is nie. Dit beteken nie dat as jy op my rug kom voel vanoggend hier plek is waar die engelvlekkies uitgroei en as jy mooi kyk jy huile op my kop gaan sien nie. Almal van ons weet mos, ons doen nog steeds verkeerd. Maar wat ons ook weet is dat ons nie meer leef onder die mag van die sonde nie. Ons leef onder die heerskappy van 'n nuwe koning en die Heilige Gees. En dit beteken dat wanneer jy en ek verkeerd doen, ons kan teruggaan na ons koning toe en om verskoning kan vra en vergifnis kan kry en weer kan begin. Iemand skryf dit baie mooi, hy sê, as kinders van God is ons soms stout kinders, maar ons bly kinders. Ons bly God se kinders. En daarom moet ons lewens daarvan getuig. Vriende, ons kan nie vanoggend hier sit en staan en sing en bid en koffie drink en by die hekke uitry en leef soos almal rondom ons nie. Ons kan dit gewoon nie doen nie. Ons mag dit gewoon nie doen nie. Ons moet nuut leef. Die vraag is, hoe doen 'n mens dit? Wil dit vra van jou 'n keuse? Viktor Frankl, die bekende filosoof, het gesê, wanneer iets gebeur, is daar 'n breekdeel van 'n sekonde, partykeer langer, waarin jy moet besluit hoe jy gaan reageer. En dis jou keuse. En as nuutgemaakte mense moet ons op daardie punt reg kies onder leiding van die Gees. So hoe doen 'n mens dit? Ek het sommer 'n simbool gevat wat julle almal baie goed ken, wat op 27 April 1994 in gebruik geneem is. Die landsvlag. En die kleure van die vlag. En terloops, die vlag het geen simboliek nie. Die ou wat die vlag ontwerp het, sê geen van daai kleure het enige betekenis nie. Maar dit keer ons nie om betekenis daaraan te gee nie. En ek het al 'n vorige keer dit gebruik, hierdie is anders. So moet nou nie dink jy het dit al gehoor nie. As mens na die kleure van die vlag sou kyk, dan help dit ons dalk om te onthou hoe ons in hierdie lewe moet leef as vry mense. Ek sou wou sê dat die swart driehoek van die vlag dalk sonde kan simboliseer. En dan skryf Paulus in Romeine 6 vers 12, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers nie, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Hoor jy mooi? Bly weg daarvan. Bly weg daarvan. Kies om dit nie te doen nie. Vlug daarvan weg. Veg daarteen. Moet dit nie doen nie. En jy moet my mooi hoor. Want die Gees wys vir ons wat reg en verkeerd is. En jy weet en ek weet wanneer ons verkeerd gaan doen.
So moenie, bly partykeer net stil. Moenie jou toeter druk nie. Moenie skelm vloek. Moenie dat jou liggaam 'n werktuig van sonde word nie. Want jy's vrygemaak. Jy's 'n nuwe mens. Miskien is die rooi kleur van die vlag iets wat ons herinner aan die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. En miskien is dit iets wat jy en ek gereeld vir mekaar moet sê. Paulus skryf daaroor in Romeine 6 vers 7. Hy sê, wie gesterf het, is vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Vriende, miskien het ons nodig om as gelowiges dit meer vir mekaar te sê. Die Seun van God se bloed het op hierdie aarde gevloei om my vry te maak. Dis nie maar sommer iets wat gebeur het nie. Dis nie iets waaroor ons sommer net maklik kan praat nie. Dit het hom pyn en lyding en sy lewe gekos. Swart, bly weg van die sonde af. Rooi, onthou dat Jesus se bloed hier gevloei het as Seun van God terwille van jou. Miskien herinner die wit bane van die vlag ons wat in Romeine 6 vers 18 staan. Ons is vrygemaak van die sonde en julle het slawe van geregtigheid geword. Jy is skoon gewas. As God vanoggend aan jou kyk, dan kyk hy na 'n kind vir wie hy lief is. Soos 'n vader na sy kind kyk, soos 'n pa na sy kind kyk, kyk die Here vanoggend na jou. Skoon, sonder sonde. En hy kan nie wag dat jy iets spesiaals moet gaan doen nie. Omdat hy jou bevry het van die mag van die sonde. Miskien herinner die blou ons aan wat Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is, het julle diensbaar aan God geword. Nuwe eienaar. Koningskind, koningsblou, koningskind. Jy's 'n koningskind. Soos jy is. So die Here jou gekies en so wil hy jou gebruik. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat in die verlede in jou lewe gebeur het nie. Jy's 'n koningskind. En 'n koningskind moet as ons na die groen kyk, Romeine 6 vers 22, lewe julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde daarvan is die heilige lewe. Hoor jy dit? Wat doen 'n koningskind in hierdie wêreld? 'n Koningskind regeer namens die koning. 'n Koningskind maak van hierdie plek 'n beter plek. Deur jou woorde, deur jou gedagtes, deur jou dade. 'n Koningskind maak dit by die werk op kantoor beter. En in die huis beter. En in jou motor beter. En in die winkel beter. 'n Koningskind sorg dat jy groei en ander saam met jou groei. 'n Koningskind stel ander in staat om te groei en beter te word en beter te wees en dalk ook koningskinders te word. Want hoe sal hulle dit word as ons dit nie vir hulle wys nie? Hier's 'n kritiese vraag. Leef jy so as koningskind in hierdie wêreld dat iemand wat jou sien sal sê, "Wow, ek wil so wees. Ek wil so lewe leef." En ek vra dit nie vanoggend vir jou om jou te laat sleg voel nie. Ek vra dit vir jou om jou aan te spoor en te sê, weet julle wat, ons het nodig, ons wat sê dat ons koningskinders is, dat ons vrygemaak is, dat Jesus se bloed vir ons gevloei het, dat ons wegvlug van die sonde af. Ons het nodig om positief en met opgewondenheid en entoesiasme in hierdie wêreld te gaan leef. Wanneer almal moedeloos en negatief en pessimisties is, wanneer jy met jou vriende kuier en gesprek om die vuur is, dis goor, dis sleg, dis 'n vreeslike plek hierdie. Moet jy die een wees wat sê, stop, kom ons maak dit beter. Kom ons praat oor hoe ons dit gaan doen, wat ons gaan doen.
om dit hier beter te maak. Hoekom? Want jy is vrygemaak. Jy is vrygemaak. Die laaste kleur van die vlag is geel. Miskien herinner dit ons aan die goud van die nuwe wêreld. Die nuwe Jerusalem, met sy strate van goud, sê Openbaring. Paulus sê in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Miskien met die geel van die vlag jou herinner dat jy as koningskind op pad is na God se nuwe wêreld. Dat hier en nou tydelik is. Dat wat hier en nou gebeur, nie so belangrik is vir jouself nie. Want daar lê 'n nuwe toekoms voor. 'n Toekoms in God se wêreld. Swart, vlug weg van die sonde af. Kies om dit nie te doen nie. Rooi, Jesus se bloed wat vir jou gevloei het. Wit, jy is skoon gewas. Jou sonde is vergewe. Blou, jy is 'n koningskind. Groen, gaan leef met vryheid en maak 'n verskil. En geel, onthou, jy is op pad na God se nuwe wêreld. Ek wil afsluit. Môre is Vryheidsdag. Dalk wil jy nie eens daaraan dink nie. Dalk is jy opgewonde daaroor. Ek weet nie. Maar miskien moet ons dit gebruik om mekaar daaraan te herinner dat ons vrygemaak is. Nie deur 'n party nie, nie deur 'n verkiesing nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. En as jy dit snap, as jy dit vir jouself vat en vir jouself toeëien, dan moet jy nie wag vir môre nie. Dan moet jy vandag anders begin leef. Miskien moet jy net vir iemand smile. Dis dalk so min soos dit. Maar doen dit. Doen dit. Want jy is vrygemaak om met hoofletters te leef. Here, dankie dat U na hierdie wêreld gekom het om ons vry te maak. En dat ons vanoggend opnuut besef wat dit U gekos het, wat dit vir ons beteken, maar ook wat dit van ons vra. Nuutgemaakte mense wat op 'n nuwe manier daar buite leef, vrygemaak om met hoofletters te leef. Juist daarom kan ons vanoggend begin deur vir ons wêreld te bid. Here, ons leef in 'n mekaar wêreld, in 'n wêreld wat beheer word deur mense wat gierig en magsbehep en weet nie wat nog alles is nie. Wat met die lewens van mense speel asof hulle pionne is. Wat verwoesting saai en mense wat swaar kry. Ons dink aan elkeen van U kinders in hierdie wêreld, ook aan die wat U nie ken nie. Wat in hierdie oggend swaar kry en seer kry en moedeloos en moeg en sonder hoop is. Ons bid vir ons eie land, Here, wat ook vasgevang is in 'n web van chaos. Dankie dat U steeds die almagtige God is wat regeer. En ons bid, Here, dat U hier sal ingryp. As mens deur die bladsye van die geskiedenis blaai, dan het U dit al baie keer gedoen. U het dit veral gedoen net voor en op 27 April 1994. En ons bid weer vanoggend, Here, soos wat ons toegebid het, dat U hier sal ingryp. En dat U sal sorg vir 'n wonderwerk, en dat hier verandering sal kom, en dat hier lewe sal kom. Maar wanneer ons dit van U vra, dan stel ons onsself beskikbaar as agente van verandering. Dan kom ons vanoggend na U toe, Here, en ons bid dat U deur U Gees vir ons sal dring en sal help en sal lei om waar ons elke dag is, nie te leef, 'n verskil te maak,
Help ons om van hierdie plek 'n beter plek te maak, want ons weet, U kan 'n miljoen engele stuur en U kan hierdie land in 'n oomblik verander. Maar U doen dit nie, want U wil ons gebruik. Soos wat U ons gemaak het, met ons gawes en ons talente, op die plek waar U ons geplaas het. Ons is hier, Here, gebruik ons asseblief om dit te doen. Ons bid vir die gemeente, vir elke lidmaat, ons bid vir hierdie week. Hou ons in die holte van U hand en beskerm ons. Maar werk deur U Gees op so 'n manier in ons, dat ons nuut gemaak, vry sal leef. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here gaan voor jou wees om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here gaan langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Die Here gaan onder jou wees om jou op te tel as jy val. Die Here gaan binne in jou wees om jou deur sy Gees te lei. Die Here seën jou. Amen.